Goeiedag geliefde vriend, welkom terug en dalk vir die heel eerste keer by ons week van oordenkings van my Pastor Retief Boysen en die hele beleefspan. Dit is regtig vir ons 'n voorreg om saam met jou stil te staan vandag by een van die mees menslike vrae wat enigiemand al ooit gevra het. En daai vraag is 'n ding wat baie algemeen opkom by baie van ons, veral by gelowiges, né? Daai vraag is: gee u dan nie om nie? Nou, dis nie altyd maklik om te erken nie, maar kom ons wees eerlik, ons almal het daardie vraag al gevra. Dit kom op, en ek het nou gesê vir albei gelowiges, want baie keer as gelowiges voel ons mag nie hierdie tipe vraag vra nie, dat God nie omgee nie, maar tog, baie mense vra die vraag so, jy doen wat reg is, jy probeer bid, jy dien ander, en dan tref daai storm jou, daai omstandighede, dit voel asof God net stil is, dit voel asof niks gebeur nie, en dan begin daai gedagte saggies insluip, en hy begin vir jou te sê, Here, waar is hy nou? Gee u dan nie om nie. Nou, ek wil ons terugvat na waar ons gister begin het en weggetrek het in Markus 4. Dis hierdie dramatiese toneel uit Jesus se lewe uit waar hy saam met sy disippels oor die see van Galilea besig is om te vaar en hulle is maar net in 'n eenvoudige vissersboot. Nou, net voor dit was Jesus besig om gelykenisse te vertel, hy was besig om lering te gee en nou trek hulle almal saam oor hierdie meer na die ander kant toe. Maar toe gebeur dit, hierdie storm breek los, 'n onvoorspelbare, gewelddadige storm, iets wat nogals, die see was nogals bekend vir dit, maar hulle het nie voorsien dat dit gaan gebeur nie. Die wind waai, die golwe slaan, en die boot begin nat te word, en die Bybel omskryf dat hy uit water ingekry, en waar is Jesus? Wat doen Jesus? Jesus slaap, dis Markus 4 vers 38, hy slaap, en dis nogals moeilik om te verwerk, die een wat alles weet, alles kan doen, hy lê agter in die boot op sy kussing, en slaap. Nou, ek weet nie of hy regtig 'n kussing daar het nie, maar hy is daar agter besig om te lê, en die res, wat gaan met hulle aan? Hulle is paniekbevange, en in daai panieke toestand maak hulle vir Jesus wakker, en toe vra hulle hom iets wat so diep uitwaai met my en jou menslikheid. Hulle sê, Meester, gee u dan nie om nie, dat ons vergaan nie. Nee, en ek wil sê, hoor die emosie daar, hoor die spanning, hoor die angs. Dis nie net 'n vraag nie, dis eintlik 'n aanklag. Is iets waarmee hulle worstel, en is 'n hartskreet wat sê, Here, gee u dan nie om dat ons vergaan nie. Dis die tipe vraag wat mense vra as hulle twyfel of God regtig omgee. En as jy al daar was, en as jy nie swak nie, jy's net eerlik, jy's 'n mens, en dalk is dit waar jy vandag is. Jy voel soos daardie disippels, jy's in die storm, jy's uitgeput, jy's bang, jy's verward oor hoekom God stil bly. Jy probeer om sterk te wees, maar daai vraag bly klop. Gee u dan nie om nie. Maar geliefde, hier's die uitnodiging, en bring daardie vraag na hom toe. Dis eintlik die uitnodiging. Nie een van ons het al die antwoorde nie, maar hy het iets baie belangriker as antwoorde, en dis dit. Hy het sy teenwoordigheid. En dis waar jy vandag kan begin, en ek wil jou regtig aanmoedig, moenie kom met 'n perfekte gebed nie, maar net met 'n opregte, Here, ek voel oorweldig, maar ek bring dit na u toe. Dit is wat geloof is, geliefde. Dis beweging in die regte rigting. Dis in die beweging van die rigting van God se teenwoordigheid. En dis waar ware vrede begin 'n pos vat, waar ek en jy deur ons eerlikheid en ons kwesbaarheid God innooi in ons omstandighede, en ek besef dat hy was nog altyd daar. So ek wil jou aanmoedig, as jy nou nie is by ons, jy weet nog nie hoe dit werk nie, ons geniet om verklaringe te maak hier op hierdie kanaal, en dit belydenis met ons geloof, en ek wil jou vra om die volgende verklaring saam met my te maak. Sê dit: Jesus, selfs wanneer ek twyfel, weet ek u gee om. U is teenwoordig, selfs al voel dit nie so nie. Geliefde, twyfel beteken glad nie dat jou geloof dood is nie. Inteendeel, dit herinner maar net dat ek en jy is mens, en ons is kwesbaar en feilbaar, en daar's allerlei dinge waarmee ons hierdie kant van die hemel sukkel. Dit beteken wel, jy is op soek na God, en as jy in daai tye van onsekerheid en twyfel, kan gaan na die Here toe, ek kan jou beloof, Jesus is die een wat altyd teenwoordig is, hy is by jou, so in jou storm, in jou twyfel, in jou onsekerheid, en selfs al twyfel jy, onthou, Jesus is in jou, saam met jou, in daai storm, want hy is in jou boot. Kom ons bid saam. Vader, so baie dankie dat ons vandag met vrymoedigheid kan erken, dat ons soms in storms en tye van spanning en onsekerheid en angstigheid, dan wil ons wil baie keer opgee. En wanneer ons onsself daar bevind, dan bevraagteken ons baie keer u betrokkenheid in ons lewens. En Here, mag ons nie vasval in daai lokval, waar ons dink u is onbetrokken, u is nie in ons omstandighede. Mag ons, net soos die disippels, met eerlikheid en kwesbaarheid kom, met paniek en onsekerheid na die Here toe, nie een wat al so baie dinge gedoen het, wat al so baie dinge vir hulle gewys het, nie een wat vir hulle die instruksie gegee het, om oor die water te gaan. Here, vandag beleef ek maar net, dat ons moet erken,
Al het ons baie keer kundigheid en planne en idees en ek beleef net dat daai visserman het eendag iets gekyk en gesien die wolke en die dinge gesê, dalk is hierdie nie die beste idee nie, maar tog hulle het gedoen wat hulle rabbi vir hulle sê. Here, wanneer ons gehoorsaam is, wanneer ons reg wandel, wanneer ons doen wat U vir ons vra om te doen en dinge loop dan skeef. Here, gee vir ons die gemoedsrus om te kan stil staan by U en te sê, Here, ons weet nie wat aangaan nie. Ons voel onseker, maar Here, ons weet U is saam met ons in hierdie storm en daarom kan ons vrede beleef. Nooi vandag die Here in jou storm en geliefde. Kom ons vra dit, kom ons vertrou dit. Kom ons bid dit, ons vertrou dit. Here, ons is so dankbaar vir U. Ons loof U, ons eer U. Ons bid dit alles in die mooi naam van Jesus. Amen en amen. Geliefde, baie dankie dat jy ingeskakel het saam met ons. Gaan in vrede. Totsiens.